Vader, baie dankie vir u wonderlike woord wat vir ons leer dat as u die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan, as u die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Baie dankie dat u kerk in stand hou oor die lengte en breedte van hierdie land en ook in die wêreld. Baie dankie dat ons weet dat daagliks by die koninkryk gevoeg word, die wat gered is, en eer ons u Vader dat Jesus Christus die gestuurde lam is, die enigste weg na die Vader, en dat die Heilige Gees gekom het om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Baie dankie Vader ook dat u Gees die trooster van die hemel is, en bid ons ook vir hierdie gesin wat vanmôre in rou is, dat u troos self hulle deel sal wees, dat u genade oorvloedig aan hulle geopenbaar sal word, Here, en dat hulle in hierdie tyd waar hulle swak is, u krag in hulle sal ervaar. Baie dankie dat ons na u kan vlug, dat ons toevlug na u kan neem, dat die Bybel sê, dat u is ons toevlug en ons sterkte, die God op wie ons kan vertrou. En ons kan vanmôre net met groot blymoedigheid sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek gaan u nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Filippense die 4de hoofstuk. Filippense die 4de hoofstuk. Terwyl u daarin blaai, is ons die Here innig dankbaar ook net vir al die goeie werk wat al gedoen is met die klank. Ons is dankbaar teenoor die Here vir Johan en Kobie en George, amper vergeet ek jou naam. En George en al die ander mense betrokke, Derek wat met die rekenaar help, en ek is redelik rekenaar gestremd, so daar moet maar altyd iemand wees wat my help met dit, en ek het so daaraan gedink hierdie week, dat die gemeente word aan die gang gehou, nie deur 'n predikant nie. Maar die Bybel sê vir ons dat die kerk is die liggaam van Christus. En elkeen het 'n bepaalde rol wat hy vervul, en dank die Here vir die manne met die klank, die susters met die heerlike eetgoed daar buitekant, die jong mense wat help om die goedjies uit te pak by die badkamers en alles. Is vir my so lekker om te sien dat die gemeente goed funksioneer. So eer ons die Here, sodat ons ook dan eendag voor hom kan staan, en uit sy mond kan hoor wat hy vir ons sê, goeie en getroue dienskneg. Ons dank die Here vir sy groot genade, sy liefde, sy sorg oor ons, en ons eer die Here ook dat ons vanmôre so 'n bietjie klank het. U kan my seker beter hoor. Ek hoop nie u het vanaand nagmerries, as u my stem so duidelik hoor nie. En hier teen 12:00, 1:00 uitskree, nee, help, help. So, ek vertrou dat die boodskap van so aard sal wees, dat u denke gevoed sal wees met die woord, en nie met my stem nie. Want vanmôre gaan ons praat oor die laaste gedagte in hierdie tema wat ons besig is om te hanteer, riglyne ten einde geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker en in jou eie lewe. So vanmôre kom ons amper by die klimaks, by die kersie op die koek. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte van ons gedagtewêreld. Ons het dit opgedeel in 2 boodskappe, maar kom ons doen net so vinnige hersiening. Ons het reeds gekyk na die tema riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Ek het vir u gesê, dis 'n reeks waarmee ons die nuwe jaar begin om vir u net dit wat die apostel Paulus vir die gemeente in Filippi kom leer het, opnuut vas te kom maak, sodat ons kan sien, in elke gemeente is daar van tyd tot tyd stryd, uitdagings, dinge wat gebeur, in 'n huishouding, by 'n werksplek. En die Here gee vir ons Bybelse riglyne as ons kinders van God is, hoe ons kan vas staan as individue, maar individue vorm 'n gemeente, die gemeente is die gesin in die kleine, of kom ek sê eerder, die gesin is die gemeente in die kleine, en die hele gedagte maar net, dat ons by mekaar kom as gemeente, om die Here te verheerlik, eer te bring op sy naam, maar ons denke, wat ons vanmôre na gaan kyk, is bepalend. Maar daar is ook sekere ander riglyne wat die apostel Paulus vir hierdie gemeente gegee het, en nie sou onthou, daar was 2 vroue gewees wat so 'n bietjie haks met mekaar geraak het. Wat was hulle name? Judea en Sintige. Die Bybel sê vir ons dat hierdie 2 vrouens het met mekaar probleme gehad. Dit het nie gegaan oor teologiese kwessies of Bybelse kwessies nie, maar dit was maar hierdie alledaagse dingetjies wat ons baie keer van verskil of met mekaar mee verskil, en die Bybel sê vir ons, Paulus sê in die eerste plek vir hulle, beveg verdeeldheid. Moenie oor elke ding, vriende, op loop gaan en oor elke ding 'n lang redenasie uitlok nie. Vra die Here vir wysheid, dat daar sekere tye is wat jy moet antwoord, en ander tye waar jy eers sal stil bly en weg sal stap en die Here ook so sal verheerlik. Ek het vir u gesê dat die groot probleem in die land, in die kerk van die Here, wêreldwyd op sosiale media, elke persoon wil 'n eiertjie lê. Elkeen wil iets sê. Nou, een ding wat ons moet besef is dat God die laaste woord gespreek het. Dis in die Bybel opgeteken. En as ons
die woord van God lees, dan besef ons dat die Here vir ons oproep. Johannes 17, dat ons een sal wees in die Here. Ek het vir u gesê, die gedagte van behulpsaam, in die tweede plek, wat die apostel Paulus hierdie gemeente mee oproep, is om mense behulpsaam te wees, wat miskien met mekaar so 'n bietjie haks raak. Wanneer daar 'n bietjie probleme kom, om regtig hulp aan te bied en te sê, maar kom ons dink aan die koninkryk, en ons dink aan die Here, en ons dink aan sy saak hier op aarde. Die derde gedagte, in plaas van om jou te verbly in jou omstandighede, dat jy sal verbly in die Here. Hy is die onveranderlike God, in wie ons kan verbly. En dan 'n baie belangrike saak, om vriendelik te wees teenoor alle mense. Kinders van die Here is mense wat nie nors moet wees nie. Ons kan nie mense behandel soos die wêreld soms mekaar behandel nie. Selfs as jy daar inkom, daar is as ek die illustrasie gebruik het, en die checkers en hy vrou kyk jou aan, asof jy 'n vyand van haar is, om nog steeds die vriendelikheid van die Here Jesus te openbaar. Soveel te meer in die gemeente, waar die Here ons dan geplaas het. Laasweek gekyk na moenie besorgd wees nie. Die Bybel sê vir ons, don't worry about anything, pray about everything. Onthou u die eenvoudige vertaling van daardie vers, belangrik om te sien dat God in beheer is. Wat ook al ek en jy beleef in hierdie dag en in hierdie week, het God vir ons afgeweeg. Daar is nie iets soos toeval in die lewe van 'n kind van die Here nie, want God sê selfs die hare op ons hoof is getel. En dan die gedagte van leef bidend, belangrik om te bid. Dis een van die grootste uitdagings in ons lewe, is om tyd eenkant te sit om te bid. Ons het tyd vir baie dinge, vriende, maar as ons begin bid, dan is daar 1001 gedagtes. En dan is dit nodig om ons gedagtes gevangene te neem, te besef die voorreg wat God nietige mense gee, om met hom te kan praat deur die offer van Jesus Christus aan die kruis, en deur die Gees wat ons daartoe in staat stel. En die vers wat u moes memoriseer, wat ek glo almal gedoen het, en vanmôre vir my kan opsê, is wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes, of julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. En kom ons lees nou vanmôre hierdie verse weer saam. Ons gaan stil staan by vers 8 en vers 9 vanmôre. Paulus sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Judea, ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, susters, dit sluit die gemeente in. Ons kan net sowel sê, verder gemeente, kinders van God, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Ons gaan net tot so ver saam lees uit God se woord. Vriende, ons teks van oordeenking vanmôre, vers 8. Verder gemeente of broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die tema dan vanmôre, riglyne ten einde geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Deel 4, wat bedink moet word. Nou vriende, hierdie is die laaste gedagte wat ons gaan hanteer in 2 boodskappe, die gedagte van wat bedink moet word. En as 'n mens kyk in die woord van die Here, dan sien ons dat as ons stabiliteit in ons eie geestelike lewens en die gemeente wil verseker, sal ons reg moet dink. Luister, nie positiewe denke nie. Ons is nie soos daardie bobbejaantjie op Lion King wat daar sit, en ons sit vir 'n halfuur lank en ons dink aan iets, en dan dink ons het reg gedink nie. As ons sê reg dink, dan praat ons van Bybelse denke. En as ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer, dan sien ons dat ons nodig het om die woord te bestudeer, te bedink, sodat ons stabiliteit in ons geestelike lewens en die gemeente sal verkry. Nou vriende, om reg te dink is 'n opdrag van die Here. Nou, as ons 'n opdrag van iemand ontvang,
veral in 'n gesagsposisie, dan moet ons dit ten uitvoer bring, anders te gaan daar gevolge wees. As ons Skepper, die God van hemel en aarde vir ons 'n opdrag gee, het ons nodig om daaroor te dink en gewilliglik te sê, Here, as u kind wil ek dit doen. Nou om reg te dink, vriende, is 'n opdrag van die Here en hy het sy woord aan ons gegee sodat ons nie in die duister gelaat sou word oor hierdie saak nie. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die gedagte van ons gedagtewêreld of ons brein of ons denke. Nou hulle sê die gemiddelde mens dink so ongeveer 6.5 gedagtes per minuut. Dit gee jou so 6000 per dag. Nou baie van hierdie gedagtes is herhalende of dupliserende gedagtes. 95% van die gedagtes, deur hierdie toets wat hulle in 2020 gedoen het, is negatiewe gedagtes. En luister, die brein werk 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, sonder dat daar 'n breek is. Selfs wanneer jy slaap, is jou gedagtes besig om te dink en sekere denke na vore te bring. Daarom is daar mense wat geweldig baie droom. As ek 'n droombediening gehad het, was ek 'n skatryk man. Wat my vrou vertel my elke môre omtrent. Ek wil jou gou vertel van my droom gisteraand. En baie keer staan sy op en kyk sy my so aan. Dan sê ek nou, wat het ek gisteraand in jou droom gedoen? En dan vertel sy vir my in hierdie prentjies, dan sê ek vir haar, luister, dit is 'n droom. Ek was onskuldig. Ek het langs jou gelê. Daar's glad nie 'n probleem nie, my skat. Kom ons drink tee, kom ons raak rustig. Maar ons gedagtes, ons brein, ons denke, vriende, werk 24 ure 'n dag en die Bybel sê vir ons in Spreuke 23 vers 7, wat die mens in sy siel bereken, so is hy. Waarmee ons gedagtes voed, dis wie ons sal wees. Dis hoe ons sal optree. Daarom is belangrik dat ons vanmôre sal kyk in die gesin, in die gemeente, in die gemeenskap, het ons as kinders van God nodig om reg te dink. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Kolossense 3 vers 1. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente in Kolosse en hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, of eenvoudig gestel, as julle weergebore is, as julle kinders van God is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. 2, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. As ons kyk na die algemene man op straat se denke, dan sien ons hulle denke is boos. Ons kom dit agter as ons kyk wat in die parlement aangaan. Ons luister na al hierdie dinge wat nou gebeur in Amerika, die boosheid. En ons sien op die einde van die dag dat die mens se hart in sy diepste wese boos en verdorwe is. En dit kom na vore in die optrede wat hulle het. Want u sien, soos ons dink, so doen ons. En daarom is het belangrik dat ons as kinders van die Here sal sien dat God ons oproep tot nuwe denke, Bybelse denke, dit wat hy van ons vra. En vanmôre se vers, verder broeders of verder gemeente, dit sluit die susters, dit sluit die kinders, elke weergeborene in. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, bedink dit. En dit is die goeie nuus wat ek u vanmôre gee aan die begin van die preek. Ons gaan nie al die gedagtes hanteer vanmôre nie, maar net die eerste 3 gedagtes onder die tema dan wat ons moet bedink ten einde vas te staan en stabiliteit in die gemeente te verseker. Die apostel Paulus val weg en hy sê, bedink alles wat waar is. Filippense 4 vers 8 sê verder, broeders, alles wat waar is, bedink dit. Nou die woordjie verder, in die Engels is die woordjie finally, en dui daarop dat Paulus nou by die klimaks van sy boodskap uitkom oor geestelike stabiliteit in die lewe van die kind van die Here en die gemeente. U sien, regte denke lei tot stabiliteit. So as hy sê verder, my broeders, dan sê hy finally, my brethren. Hy sê, dit is die klimaks nou. Nou wil ek hê julle moet sit en luister, want hier is groot waarheid wat aan julle gekommunikeer moet word oor hoe ons moet dink ten einde vas te staan in die Here. En dan gebruik hy die woordjie alles wat waar is. Dit gaan oor loving the truth, speaking the truth, of truthful. Nou een plek waar die waarheid nie is nie, is in die parlemente wêreldwyd. In Suid-Afrika, ek het gister, laat ek die naam los, maar ek het gister een van ons ministers gesien met so lang neus, wat hulle vir hom aangesit het. En sy tweede naam is seker in aanhalingstekens Pinocchio. Want as hulle monde oopmaak, dan lieg hulle. Dit gaan in Amerika dieselfde.
Leuns is besig om daardie land oor te neem en ons dank die Here vir die genade dat daar iemand opstaan wat sê kom ons vat dit vas. Kom ons bring mense tot verantwoording want u sien as ons met leuns besig is, sal die lewe en dit wat om ons plaasvind vasgevang wees in die duisternis van leuns en boosheid en bedrog. Ons eer die Here vir die genade dat daar mense opstaan en ons as kinders van die Here. As ons wil vas staan en die gemeente stabiel wil hou, moet ons die waarheid met mekaar praat. Waar vind ons hier die waarheid? In die Bybel. Luister vriende, die Bybel sê vir ons in Johannes 17:17, Jesus bid in sy hoëpriesterlike gebed vir sy disippels, vir sy kinders. En hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Toe Christus op aarde was, as hy sy mond oopgemaak het, het hy waarheid gepraat. Daar was nie 'n dag 'n leuen wat oor sy lippe gevloei het nie. Hy sê vir ons dat die duiwel is die vader van die leuns. Daarom moet ons as kinders van die Here bedink alles wat waar is. Belangrik om hierdie aspek vanmôre raak te sien, dat die apostel Paulus hierdie gemeente wat verdeeldheid het, die gemeente van Filippi, hy roep hulle op en sê beveg verdeeldheid en al die ander dingetjies, dat hulle moet verbly in die Here, vriendelik wees, nie besorgd wees nie, maar nou kom en hy sê, kom ons kom by julle denke uit, want alles begin hier en dit vloei uit na buitekant. Die Here sê vir ons daar in Psalm 19 vers 9, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Nou vriende, ons wil graag suiwer water in ons land hê. Ek wil vir u sê, die verkope van water in Suid-Afrika die hoogte ingeskiet, omdat ons nie dit kry in die kraan as ons dit oopdraai nie. Ons weet, as dit onsuiwer is, dan gaan dit ons siek maak. En luister dieselfde wanneer dit kom by ons denke, as ons denke nie suiwer is, as ons denke nie Bybels is, as ons denke nie eerbaar is nie, sal daar geestelike siekte in ons lewens inkom, sal daar verdeeldheid kom, sal daar hartseer kom, sal daar verwyte kom, sal daar agterdog kom. Daarom is het belangrik om God se woord te lees, elke môre die woord oop te maak en te lees, elke môre vir die Here te vra, Here help my, dat ek alles sal bedink wat waar is, wat ooreenstem met die woord, wat ooreenkom met die waarheid, soos opgeteken in u woord. Psalm 119 vers 151, u o Here is naby en al u gebooie is waarheid. Vriende, daar is duisende teoloë in die verlede, filosowe wat gepoog het om God se woord verkeerd te bewys, dat dit 'n klomp leuns is en nog nie een kon dit regkry nie. Baie van hierdie agnostikuste, selfs ateïste wat opgestaan het, ouens wat op universiteite in die teologie studeer het en weggedraai het van die geloof, het gepoog, male sonder tal om die woord verkeerd te bewys en nog nie een van hulle kon dit doen nie. Want u sien, God se woord praat met elke geslag, ongeag die omstandighede, en sy oproep bly vir ons. Wandel in waarheid. Bedink die dinge wat waar is. Nou vriende, as ons lees alles wat waar is, beteken dit eenvoudig dat ons die woord van God as bron van waarheid het. Ons hele lewe moet daarop geskoei, gebou en geleef word. En die woorde bedink dit. In die Engels is die woorde dwell on these things. Nou, ek wil vir u sê, het jy al mense gesien wat kan top oor 'n saak? Yes, baie keer wil jy vir hulle sê, please, bou 'n brug en kom maar oor. Maar daar is sekere dinge wat 'n mens nie oor moet top en nie heeltyd oor moet dink nie, en die duiwel hou ons male sonder taal besig met die goed. Die apostel Paulus sê vir ons, bedink, dwell on these things, top oor die dinge van God se woord. Het jy al gedink as ons 'n teksvers vat? Die een wat ons moes leer laasweek, Filippense 4 vers 6, dat hierdie waarheid van God, as ons dit in ons mond sit, en ons herkou, en ons sit in ons denke, en ons herkou, en ons vra vir die Here, Here, gee vir ons genade om dit te verstaan, en Here, leer my wat die diepte van daardie vers beteken. Wat gebeur? Wanneer ek praat, sal God se waarheid uit my mond kom. As ek optree, sal ek God se gesindheid openbaar in my lewe. Hulle sê, wanneer 'n koei daardie gras herkou, bring dit heerlike melk na vore. Nou, hoe gras en melk by mekaar uitkom, weet ek nie, maar die Here weet, want hy het die koei so geskape.
En die hele gedagte as kinders van God hierdie woord herkou, kom daar 'n gesindheid na vore wat die Here in alles welbehaaglik sal wees. Nou baie interessant is hierdie dwelling sphinx, logisomai in die Grieks, staan in die imperatiewe vorm. Nou die man sal weet wat 'n imperatiewe vorm is. Nee, nie omdat jy 'n vrou het nie, hoor. Nee, julle dink verkeerd. Meeste mans was in die weermag en hulle het bevele ontvang. Links draai en regs draai en al hierdie markeer die pas en al die goed wat ons gedoen het toe ons in die weermag en die polisie was. So met ander woorde, die bevel wat vir my gegee word, moet ek stiptelik nakom. Anders is daar gevolge. Ek het u vertel, ek het 'n sersant Oosthuizen gehad. Ek was 17 jaar oud toe ek in die polisie college was. En ek het eendag uit pas gegaan en hy stop die peloton en hy roep my. Hy sê kom hierso. En ek stap as 17-jarige seentjie en ek het nou definitief nie die bou gehad wat ek nou gehad het nie. Ek was redelik tingerig, maar en onskuldig, soos u weet. En ek kom by hom aan en hy kyk my so en hy trek my hoed oor my kop en hy slaan my met sy kop. En ek staan daar so as jong seun en ek is half duiselig en ek dink by myself, hierdie ou is ernstig dat ek die pas moet hou. En van daar af het ek die pas gehou. Nou ons dank die Here, hy's 'n genadige en barmhartige God en hy tree nie teenoor ons op soos ons verdien nie. Maar as hy vir ons sê, my kind, luister, bedink die dinge daarbo. As hy vir ons sê dat ons moet bedink dit wat waar is, dan is hy ernstig oor die saak, want hy weet hoe ons denke, ons leefwyse, ons huwelik, ons gemeente, ons samelewing beïnvloed. Met ander woorde, die kind van die Here kry die opdrag om die waarhede soos opgeteken in die woord te bedink. Dis 'n opdrag wat God ons gee. Ons kan nie daaroor onderhandel nie. Ons kan nie om 'n tafel sit en vir die Here sê, Here, ons stem nou nie heeltemal saam met hierdie storie nie. God se woord is die bron van waarheid en ons moet hierdie waarheid bedink soos die Bybel vir ons sê. Die gedagte van bedink is letterlik om te bepeins, daaroor te broei, die implikasie daarvan te bereken, te mediteer daaroor. Ek het vir julle laasweek gesê die meeste mense broei oor. Sê nou maar, hulle jaag ons in die see. En wat van die nag van die lang messe? En wat van as my man sy werk verloor? En wat van as ons op die straat eindig? Hou op dink oor dit. Jy sit nie op die straat nie. Jou man is nie sonder werk nie. Daar is nog nie lang mes uitgetrek nie. God is in beheer. Bedink die woord. Dis wat Paulus kom sê vir die gemeente. Want u sien, as ons heeltyd die verkeerde goed bedink, gaan ons met die verkeerde gesindheid in ons huis teenoor mekaar optree, gaan ons verkeerd in die gemeente teenoor mekaar optree, gaan ons selfsugtig, eiesinnig wees en God gaan nie verheerlik word nie. Nou hierdie mediteer weer eens, is nie die oosterse meditasie nie. Meditate sê die Engels is om te oordink, om te bepeins, om letterlik te broei oor dit en die implikasies van dit wat God se woord sê. Luister, ons lewe is die produk van ons gedagtes. Die mens is en leef soos hy dink. As jy dink jou denke bepaal nie jou lewensoptrede nie, moet jy weer dink. Jou lewe word bepaal deur wat jy dink, waarin jy jou blootstel, dinge waarna jy kyk, dinge waarna jy luister, dinge waaroor jy praat. Dit alles slaan vas in jou gedagte en dit bepaal jou lewensgang. Daarom sê die Bybel, Spreuke 23:7, ek het dit aan die begin net aangehaal vir u. Die Bybel sê, want soos hy sy die mens in sy siel bereken, so is hy. Die New American Standard Bible sê, for as he thinks within himself, so he is. As ons kyk na hoe mense vandag optree en baie keer sê hulle, maar dis nie eintlik wat ek wou doen nie. Dan vra ek nou, wat wou jy gedoen het? As jy iets anders te wou gedoen het, hoekom het jy dit nie gedoen nie? U sien, ons denke beheer ons optrede. En daarom doen mense baie keer sinnelose dinge. Jy hoor baie keer van hierdie moorde wat gepleeg word, mense wat bedrog pleeg, aanrandings wat plaasvind, allerhande goed, en dan sê mense, maar ek was in my gedagte gedryf om dit te doen. Sielkundiges wat baie, ek wil amper so op hierdie mense teer en baie ryk word uit hulle, om hulle kwansuis te evalueer met hierdie proses wat hulle deurgaan, kom maar by dieselfde gevolgtrekking uit as wat die Bybel sê, as jy die verkeerde goed bedink en jouself blootstel daaraan, sal dit jou lewensgang bepaal. Daar staan in Markus 7:21, Jesus sê, want van binne uit die hart van die mens, nou hierdie hart
waarna Jesus verwys is nie die hart wat bloed pomp nie. Ons almal weet dit. Die hart is ons denke, is ons beheerkamer, is ons gedagtewêreld. Van binne uit die verstand van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Vriende, 9 uit 10 keer as ek berading hou met mense wat in sonde geval het, kom ek by die eerste vraag uit: lees jy die Bybel op 'n gereelde basis? En die antwoord is 9 uit die 10 keer nee. En as hulle die woord lees, bedink jy die woord nee. Meeste mense, as hulle uit hulle huis uit gaan, vergeet wat hulle die môre uit die Bybel gelees het. Hierdie woordjie, bedink wat waar is, beteken om dit te bepeins die heel dag daaroor te dink. Geleenthede te soek om te dink wat die woord sê, sodat dit 'n soete en 'n wonderlike en 'n heerlike geur na vore sal bring. Die Here sê ons is 'n aangename geur vir hierdie wêreld. Dit kan alleen plaasvind as ons die woord van die Here bedink. Bedink alles wat waar is die opdrag wat die Here ons gee. Nou vriende, in die kerk van die Here deesdae, wil hulle vir ons sê, luister, los jou verstand daar in die parkeerarea, kom beleef die Gees saam met die gemeente. Het jy dit al gehoor? Daar is hoeveel boeke wat in van ons boekwinkels, ons Christelike boekwinkels verskyn. Beleef God, beleef die Heilige Gees, beleef alles, terwyl die Bybel vir ons sê, bedink, nie beleef nie, ons moet bedink. Luister, ons emosie is nie los van ons menswees nie, maar ons emosie bepaal nie ons menswees nie. Daarom kry jy vandag in kerke gaan daar goed aan wat jy jou hande saamslaan. Mense val om, mense praat in vreemde tale, mense blaf soos honde en hulle huil vir die maan en hulle doen allerhande snaakse goed in die naam van die Here onder die vaandel van die Heilige Gees. Terwyl die Bybel vir ons sê die kerk is 'n plek waar ons God se woord moet oordink, as ons stilte tye hou, as ons hiervandaan uit beweeg. Daarom is die kerk van die Here Jesus, soos die aanhaling van vanmôre van Woddy Backham, 'n plek waar ek nie my opinie moet kom lewer nie, maar vir u moet kom sê wat sê God se woord. So die Bybel sê ons denke word gevoed met die waarheid en daarom sal hierdie waarheid ook ons lewens verander. Bill Hall skryf in een van sy boeke, hy sê, what scares me is the anti-intellectual, anti-critical thinking philosophy that has spilled over into the church. This philosophy tends to romanticize the faith, making the local church into an experience center. Ek hoor deesdae vrouens veral ongelukkig, jammer dat ek dit moet noem, Jesus is my kerel, ek is verlief op Christus, hy is die enigste een vir wie ek lief is. Luister, so 'n tipe van romantiese liefde is boos, dis sondig. Ons is lief vir God omdat Jesus ons gekoop het, sy Gees woon in ons en ons eer en ons aanbid hom en is lief vir hom omdat hy ons God is. Dit gaan niks oor hierdie snaakse, emosionele, opgewekte tipe van kerk wat vandag daar is nie. Hy sê the concept of church is that they are spiritual consumers and that the church job is to meet their felt needs. Vriende, luister. Baie keer as u in die kerk kom, sal u uitstap en sal sê, wow, die Here het my nood aangespreek. Hy ken my gedagte. Hy weet wat ek vanmôre nodig gehad het. Baie keer sal u uitstap en u sal dink by uself, ek wonder wie het van my geskinder by daai predikant. Hy weet wat ek gedoen het die week. Ek wonder of hy nie vir my kyk nie. En dan lees jy daar in Openbaring, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, en dan kom jy tot die gevolgtrekking, eintlik is predikante engele. Dis nie 'n goeie gevolgtrekking nie, die gedagte engel is maar boodskapper. Hoekom praat die Here baie keer met ons in ons situasie? Want hy ken ons denke. Sy woord het 'n antwoord vir ons probleme waarmee ons worstel, en soms word ons sonde van die kansel aangespreek, en ons dink by onsself, maar hoe het hy geweet? Ek weet niks. Al wat ek weet, vriende, is eers vanmôre hier en ek is dankbaar en ek is hier. Ons is relatief gesond en ons eer die Here dat ons veilig kon ry hierheen. Maar God ken u hart. Daarom wil hy deur sy woord u hart verander en my hart vernuwe sodat ons die Here in alles kan verheerlik. God gee ons die opdrag om reg te dink. Baie belangrik wat u vanmôre moet hoor, is dat die ongeredde, die persoon wat nie weergebore nie, sy denkvermoë is verdorwe, nietig,
selfgestentreerd, arrogant, daarom is wedergeboorte 'n moed. Ons kan nie verwag die wêreld moet dink soos kinders van God nie, want die Bybel sê vir ons dat hulle nog in hulle vlees is. Hulle is nog dood in hulle sonde. Romeine 8 leer dit vir ons, die 5de vers. Want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Hoor nou, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So hierdie opdrag is vir kinders van die Here, dat ons sal bedink alles wat waar is. 1 Korintiërs 2:14 sê, maar die natuurlike mens, of die ongeredde mens, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Daarom as jy met 'n ongeredde praat, vriende, verwag dat jy teekanting sal kry. Verwag dat daar misverstande kan kom. Verwag dat daar dinge sal gebeur, maar vra vir die Here om jou wysheid te gee, om dan ook met die denke van God se waarheid, wat in jou hart 'n landingsplek ontvang of gevind het, dan ook met hierdie persone te kommunikeer. 2 Timoteus 3 vers 8 praat van dieselfde gedagte, dat die ongeredde se gedagte verdorwe is. Daar staan net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teen, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Wil u weet waarom redeneer hulle op die oomblik in die parlement, nie net in Suid-Afrika nie, maar in Amerika, in Europa, redeneer hulle oor kan 'n man swanger word? Jy moet verdorwe wees in jou verstand om eers daaroor te praat. Geen mens wat sy gedagte regwerk sal 'n minuut skenk aan hierdie gedagte nie. Kan 'n man 'n vrou word? Nee, sy kan nie. Kan 'n vrou 'n man word? Nee, hulle kan nie. Kan 'n leienaar die waarheid praat as hy weergebore word? Ja. Die hele beginsel wat ek vir u wil deurgee vanmôre is dat mense wat met hierdie dinge besig is, maak ons baie keer kwaad, maar ons moet sien wat die Bybel van hulle sê. Deur die bril van die woord sien ons mense verdorwe in hulle verstand. Hulle staan God se waarheid teë. En die Bybel sê vir ons dat net wedergeboorte, die redding in Christus, kan hulle gedagtes en harte verander. Die kind van die Here, vriende, aan die ander kant, het die verligting van die Gees om die woord van God en die waarheid van die woord te lees, te bedink, te verstaan en te gehoorsaam. Ek pleit by u dat ons sal bedink alles wat waar is. Nou voor u moedeloos word, die tweede punt is nie so lank soos die eerste punt nie. Maar ek vra u vanmôre, hoeveel tyd het u in hierdie week spandeer om te bedink wat waar is? Hoeveel van hierdie waarhede in die woord het u bly oordink en daaroor gepraat, miskien met jou vrou of met jou man of met jou kinders? Hoeveel tyd het u hierdie week spandeer om God te antwoord en sê, Here, u het uit u woord met my waarheid gekommunikeer. Geef my wysheid om dit te hanteer, om dit toe te pas, om dit te implementeer, sodat ek u kan verheerlik. Die tweede gedagte vanmôre, die apostel Paulus roep hierdie gemeente op, daar is verdeeldheid, daar's 'n klomp gedagtes en hierdie ene van die denker roep Paulus hulle in die tweede plek op, bedink alles wat eerbaar is. Verder broeders, alles wat eerbaar is, bedink dit. Nou vriende, die woordjie eerbaar is die Engelse woordjie vir honest. En dra die betekenis van venerable, reverend, to be venerated, for character, honorable. So in ander woorde, as hy sê alles wat eerbaar is, moet ons bedink. Dan kom die apostel Paulus eenvoudig en hy leer vir ons dat ons eerlike mense moet wees. Eerbare mense. In ander plekke in die Nuwe Testament beskryf dit 'n lewe van integriteit, eerbaarheid en eerlikheid. 'n Waardige lewe begin by jou denke. Jy is wat jy dink. Hoe dikwels sê ons vir mekaar, as ons maar net nog 'n eerlike mens op hierdie aarde kan vind. Ek hoor dikwels, omdat ek in die bediening is, dan sê mense vir jou, luister, daai ou sê hy's 'n kind van die Here, nou wil hy besigheid met my doen. Ek vertrou hom die minste van almal. Dan staan ek baie keer met hartseer daar en dink myself, is dit wat mense van die kerk dink?
Dat ons nie eerbaar is nie, dat ons nie integriteit het nie, dat ons nie mense is wat met hierdie ontzag vir God lewe in hierdie bose wêreld nie. So die apostel Paulus kom, hy sê vir hierdie gemeente, die Here sê vir ons vanmôre deur sy woord, ons moet bedink alles wat eerbaar is. Ons moet eerlike mense wees in ons denke, in ons optrede, in dit wat ons doen. Die apostel Paulus skryf aan Timoteus, en hy gee vir hom 'n bietjie die kriteria waaraan die ouderlinge en diakens moet voldoen. En ons lees daar in 1 Timoteus 3 vers 8, net so moet die diakens waardig wees. Hoor nou, nie uit twee monde spreek nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. Kan u sien, dit raak nie net die man nie, dit raak ook die vrou, dit raak die kinders, dit raak die gemeente, dit raak die huishouding. Ons moet bedink wat eerbaar is. Ek en my seun het hierdie week 'n lang gesprek gehad oor wat aangaan in Suid-Afrika. 'n Baie lang gesprek. Somtyds werk hierdie goed jou geweldig op wat in hierdie land aangaan. Vriende, as u nie besef dat ons land in boosheid, in duisternis vasgevang is nie, dan leef u in 'n droomwêreld. Ons het nodig om 'n verskil te maak deur ons lewe wat God welbehaaglik geleef word. Daarom begin dit ook by 'n lewe van eerlikheid. 'n Lewe waar ons waardig lewe, waar mense kan sien my oggend en my aandpraatjies is dieselfde. Ek wandel in die waarheid van die woord. My spraak is anders, omdat my denke anders is. Titus 2 vers 2. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in lydsaamheid. Ek wil vir u sê, die Bybel leer vir ons dat grysheid is 'n suurlike kroon. En ek moet vir u sê, die plekke waar ek soms myself bevind, het sê as ek besoeke gaan doen, of by 'n ouete huis aankom, of by die golfbaan aankom, moet ek vir jou sê, ek het geleer hoe om my nie te gedra as ek oud word nie. Dis asof ou mense probeer om 'n punt te maak. Ek is nie oud nie. Kyk wie die ouens is wat die meeste kan drink, en die vuilste kan wees met hulle mond, en die vuilste kan optree, en gee nie om wat mense van hulle sê nie. Kinders van die Here moet anders te wees. Die ou man in ons gemeente moet vir die jongere 'n voorbeeld stel van hoe dit is om God te verheerlik en 'n lewe te leef wat waardig is, waarna hulle kan opkyk. Daarom, vriende, bepeins God se woord en leef dan 'n lewe van integriteit en waardigheid. Alles begin by my denkpatroon, soos ek God se woord lees, en dan beoordeel ek my optrede en ek sê, dit wat ek nou gaan doen, gaan dit eerbaar wees. Gaan die Here se glimlag oor my lewe wees, as ek daai uitdrukking kan gebruik? Gaan God tevrede wees met die transaksie wat ek nou beklink? Gaan God tevrede wees met die meisie met wie ek nou uitgaan? Met die man wie ek wil trou eendag? Met hierdie ding wat ek nou wil doen in die gemeente, of wil voorstel om geïmplementeer te word in die gemeente? Gaan dit God se goedkeuring wegdra? Baie hartseer, jy praat dikwels met mense. Daar lui die klok. Ek sien daar's nog 'n bietjie minute, is bietjie vroeg daai, hoor. Daar's nog 'n paar minute oor. Daai jong man het nou gedink, nee, hy moet nou klaar kry. Dit sal nou 'n eerbare ding wees om amen te sê. Daar is hy. Maar die hele gedagte is maar net, bepeins God se woord en leef dan 'n lewe van integriteit en waardigheid. En dan sluit ek die boodskap van vanmôre af. Paulus sê dat ons sal bedink alles wat regverdig is. Verder, broeders, alles wat regverdig is, bedink dit. En ag vriende, hierdie gedagte het my baie besig gehou, want u sien, regverdig beteken righteous, observing divine laws. To be upright, keeping the commandments of God. Hoor nou, innocent, faultless, guiltless, approved of or acceptable to God. Nou wie van ons gaan volmaak wees op hierdie aarde? Niemand van ons nie. Daar was een volmaakte, Jesus Christus. Hy het gesterf aan die kruis sodat sondaars gered moet word. Luister, as ons tot bekering kom, moet ons nie bly soos ons is nie. Daar moet 'n verandering wees in ons lewens.
Ander moet kan sien, ons was by Christus. Ons is metgeselle van Christus. Ons is volgelinge van Christus. Daarom hierdie gedagte van regverdig, vriende, eenvoudig gestel word die kind van die Here die opdrag gegee. Dis nie 'n voorstel nie. Dis nie 'n ronde tafel waar ons kan omsit en vir die Here sê, ons dink hierdie is te hard of hier is miskien 'n te sterk gedagte wat u deurgee nie. Nee, die Here gee die opdrag dat ons nie God se gebooie en verordeninge sal omseil en verander nie, maar eerder stiptelik en nougeset ten uitvoer sal bring. Dit alles begin, vriende, by my denke. Ek moet reg dink oor God en sy heilige verordeninge. Ek moet dink oor wat God sê en dan stiptelik doen soos hy my beveel. Ek hoor baie keer kinders van die Here en ek self het dit al gedoen. As jy klare sonde gedoen het, wat sê jy vir jouself? Ag, ek het maar net voete van klei. Ek is net 'n mens. Sorry, kill me for that. Dis baie keer ons gesindheid. Baie keer lag ons oor ons sonde. Ag, ek het vandag gelieg. Ai man, Jesus, kan jy glo boos is my hart. Terwyl ons eintlik moet ween. En ons moet rou voor God en sê, Here, dat ek sonde so in my lewe kan akkommodeer. Belangrik om te sien, vriende, dat ons God se wet stiptelik moet nakom. Dit beteken nie 'n wet om gered te word nie. Ons kan nie gered word deur die onderhouding van die wet nie, maar as weergeborenes wil ons God se wet nakom. Ek het vir u gesê die wet word opgedeel in 2 dele. Die eerste 4 gaan oor my verhouding met God. Die volgende 6 gaan oor my verhouding met my naaste. Hoe dikwels as ons praat oor ons naaste, selfs ons vyande wat ons moet lief hê, dan kom daar so 'n toren in ons hart op. Dan voel dit vir my of hierdie koller te klein raak. Dan voel dit vir my iets druk my. Want baie keer kan mense jou so grensloos irriteer en dinge wat hulle doen. Terwyl die Bybel vir ons sê, regverdige denke in lyn met God se wet sal ook lei na regverdige optrede. Waar die verkeerde dinge wat gedoen word aangespreek word, ja, dit moet. Maar die gesindheid van my hart altyd sal wees soos die van die Here Jesus, wat gesê het, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Ons moet besef, vriende, ons lewe in 'n goddelose wêreld. Ons moet beleef, ons is vreemdelinge en bywoners hier. Die Bybel sê ons te burgerskap in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. In die interim tyd moet ons 'n lewe leef waar ons denke regverdig is, sodat ons optrede regverdig kan wees en ooreenkom met God se waarheid en God se woord. Dr. Barclay skryf, hy sê, the man who is the chaos is the man who gives to God and men what is their due. Dis die Griekse woordjie vir hierdie gedagte van regverdig. Hy sê the Christians thoughts are on duty to God and on duty to man. Het jy al gedink as ons mekaar in die oë kyk en ons groet mekaar? En ons kan met sekerheid sê, o Jannie, wat hy teenoor my bedink is regverdige dade. Regverdige gedagtes sê eerder so. En dan gaan regverdige dade daaruit vloei. En Jannie sien my en hy sê, hierdie predikant van my is 'n man wat regverdige gedagtes bedink, regverdige dade doen. En so kan ons omgaan, oom Renier, Jan, en so kan ons aangaan. As ons so begin leef, watter impak sal ons net nie maak op hierdie wêreld nie. Maar as ons mekaar groet en ons kyk en ons dink maar self, wat is hierdie ou mee besig? Wat skuil hier in sy hart? Dis waar die probleem lê en daarom sukkel die kerk van die Here Jesus om 'n impak te maak in hierdie wêreld. Jesaja 26:7 sê, die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spore van die regverdige gelyk. 'n Kind van die Here hoef nie heeltyd oor sy skouer te loer. Wie agtervolg hom? Wie vervolg hom? Wat het ek nou weer gedoen? Wat probeer ek wegsteek in my lewe nie? Die kind van die Here vra God vir genade om 'n righteous lewe te leef. Here, help my om foutloos op te tree. Luister, ek en my gesin bid in die aande. Kom ek skok u. Ons bid in die aande, Here, help ons om geen sonde te doen nie. Nie minder nie. Geen. Want as ons sê minder, dan gaan ons onsself verskoon en later gaan ons so hoogmoedig word. Ek het daarom nie vandag kwaad geword nie. Ek het dit gemaak. Vanaand 8:00. Loop jou vrou verby en sy trap op jou toon. Kan jy nie sien nie? My toon hierdie. Ek is ook 'n mens. En dan is hy ou trotsheid van ek het nie vandag kwaad geword nie. Verby. So ons bid nie vir minder sonde nie, ons bid glad nie. Sê of my daar vandag al verby gegaan het ek glad nie gesondig het nie. Nee.
Maar Paulus sê, ek jaag daarna, ek gryp daarna, daagliks, Here, ek wil glad nie sondig nie. Want Christus het aan die kruis gesterf vir my sonde, en elke keer as ek sonde doen, is dit 'n vorm van rebellie teenoor U, terwyl U sê ek moet regverdig lewe. Bybel sê in Lukas 2:25, hoor hoe pragtige getuienis is dit van hierdie man, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. Wonderlik sal dit wees as ons gemeente, mans, vrouens en kinders bekend staan, as regverdige mense, vroome mense, wat wag op die koms van ons Here Jesus Christus. Sal dit nie ons hele lewe verander, sal dit nie ons gemeente verander, sal dit nie ons huisgesinne verander nie. Luister, ons is vreemdelinge en bywoners hier. Daarom moet ons anders leef en anders dink en anders doen as die wêreld. Nou vriende, ek is klaar. Ons gaan gou saamvat. As ons stabiliteit in ons eie lewens en in die gemeente wil beleef, sal ons reg moet dink. Om reg te dink is 'n opdrag van die Here. Hy het sy woord aan ons gegee sodat ons nie in die duister gelaat sou word nie. Spreuke 23:7 wat ons vanmôre hanteer het, en dis die vers wat u moet leer vir die week. En volgende week gaan ek jou vra, want hier is 'n ou kort versie. Daar is nog 'n deel wat aankom, ek gaan nie dat u nou dit verder leer nie, maar soos hy in sy siel bereken of dink, so is hy. Dis al wat ek hê met hierdie week oorpyns. Soos ek in my siel dink, in my verstand dink, so is ek. So is ek. En u kan miskien vanmôre na u eie lewe kyk, u eie persoonlikheid, u eie temperament, u eie optrede, die verhoudinge met mense, en u kan miskien vir uself die vraag afvra vandag en in hierdie week. Is dit eerbaar? Is dit waar? Is dit rein? Omdat ek God verheerlik in wat ek doen. Kolossense 3, wat ons begin hanteer het aan die begin, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Verder broeders, alles wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, bedink dit. 6000 gedagtes in 'n dag. Ek bid dat die Here hierdie gedagtes sal vul met sy waarheid, sodat ons sal lewe en sal wandel in die voetstappe van ons Meester. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons u woord het en die waarheid van u woord. Dankie dat dit ons harte versterk deur die geloof. Baie dankie Here dat ons weet dat u Gees ons in staatsteller is sodat ons die dinge kan bedink daarbo. Ek wil vra Here dat u waarheid en u woord vanmôre dan in hierdie week deel van ons denke sal wees. Dat ons in hierdie week sal vra dat u ons denke sal vernuwe. En dat die man en die vrou en die kinders in my huis, dat hulle sal sien ek is anders. Dat die gemeente sal agterkom ek is anders. Omdat ek van binne na buite vernuwe word. Verandering is nodig binnekant. Dan sal dit sigbaar word buitekant. Soos ons in ons siel bereken of dink, so is ons. Mag hierdie waarheid in ons harte insink. Mag dit 'n landingsplek vind. Vader, mag dit vrug dra tot eer van u naam.